Geliefdes, ons is besig om te praat ontwaak, ontwikkel en ontmoet. En ons gedeelte kom uit, skrifgedeelte vir die tema kom uit Efesiërs hoofstuk 5, vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ontwaak praat daarvan om bewus te raak van iets. Ontwikkel spreek van groei. En ontmoeting praat van ervaring of om te ontvang. Nou, ons het gepraat nou al oor ontwaak en raak bewus van wie Jesus is. Ons het 'n paar preke daaroor gedoen. En toe ek laasweek begin om met u te praat oor die sleutels tot ontwikkeling. Ek dink dit is baie belangrik dat ons net so in die middel waar ons besig is om te ontwaak rondom 'n klomp onderwerpe, dat ons net ons voete op 'n fondasie kry van wat beteken dit om te ontwikkel. Hoe ontwikkel ek? Waarmee ontwikkel ek? En wat is die sleutels wat ek nodig het tot ontwikkeling? Nou laasweek het ek gepraat met u oor ontwikkel deur die woord. Ontwikkel deur die woord. En ek hoop u het weer daarna gaan luister of het ten minste net weer gaan nalees. Vanoggend wil ek met u praat oor ontwikkel deur kennis. Nou ek wil begin voordat alles op die bord verskyn. Ek wil vanoggend die vraag vra: het u al ooit as mens iets gedoen waaroor jy spyt is? Jy hoef jou hand op te steek want ek ken die antwoord. Het al ooit iets in jou lewe, in jou verlede gebeur wat jy hoop of wat jy wens het nooit gebeur nie en dat jy net daarvan kan vergeet asof dit nooit bestaan het nie? Vanoggend wil ek die vraag vra, is daar 'n moontlikheid dat die kennis van gister my kan help om te ontwikkel vandag? Dit wat ons deur is, dit wat ons ervaar het. Baie van die goed was sleg en ons wil daarvan vergeet. Baie van die goed het ons gevra vir die Here om dit uit ons gedagtes uit te verwyder. Maar ek wil vanoggend vir u sê dat die kennis van gister is vanoggend die sleutel tot ontwikkeling vir my en jou geloof vir vandag. Kom ons begin in Psalm 63 en vers 1. Psalm 63 en vers 1. Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. Met ander woorde, hy het weggekruip en gevrees vir sy lewe. Hy sê, o God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dorn uitgedroogde land sonder water. So het ek in die heiligdom aanskou om U sterkte en die heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank in U naam, my hande ophef, soos ons net nou gemaak het, hande ophef. Hy sê, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. Vers 7. As ek aan U dink op my bed in die nagwake oor U pyns. Hierdie gedeelte kom die psalmdigter in 'n oomblik waar sy lewe bedreig word. En hy sê, hy sal die Here prys, hy sal die Here loof, hy sal eer aan die Here gee, soos hy nadink, pyns, soos hy nadink in die nag, oor die goedheid van die Here, wat hy beleef het. Daar is 'n baie belangrike konsep in die woord van die Here, en ek noem dit die wet van gister. Want die Here sê vir sy volk Israel, nadat hulle deur die see getrek het, of deur die rivier getrek het, sê hy, vat 12 klippe. Elke stam vat 'n klip en bou hier 'n altaar. En as julle jare van nou af hier verbygaan en julle kinders vra julle, wat beteken hierdie klippe? Dan kan julle in herinnering roep wat die Here vir julle gedoen het. Geliefdes, ek sê weer, omdat ons baie keer slegte goed ervaar, wens ons baie keer ons kan sekere herinneringe net uitvee. Ek wens dit was so maklik. Maar vanoggend wil ek hê jy moet 'n ander perspektief kry op die verlede en die dinge wat ons ervaar het. Is daar vanoggend dalk 'n moontlikheid dat dit wat vir ons sleg was, die Here op die einde van die dag ten goeie kan laat meewerk in my lewe vandag? Is daar dalk 'n moontlikheid dat ek kan leer uit
dit wat ek gister beleef het, die goeie en die slegte, sodat gister op die einde van die dag my ervaring vir vandag bepaal. Ek glo dit kan. In die eerste plek, kennis van gister se ervaring inspireer aanbidding vandag. Kennis van gister se ervaring inspireer aanbidding vandag. Die beste voorbeeld daarvan natuurlik is Psalm 103. Psalm 103 vers 1. Dawid sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Geen een. Onthou alles wat die Here gedoen. Dan begin hy hier met 'n lys om op te noem wat die Here vir hom gedoen het. Hy sê wat jou ongeregtighede vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, van die hel, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, want sy barmhartigheid is vars en nuut elke oggend, sê die woord, wat jou siel versadig met die goeie. Hoekom? Sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Dawid sê, hy sal in die nagwake, sal hy pyns oor die Here. Hy sal nooit vergeet die weldade wat die Here aan hom gedoen het. Nou, ek wonder baie keer, ons is so geneig om so vinnig die weldade van die Here te vergeet. Ek wonder daarom net, as ons elke keer, as ons die guns van die Here beleef, as ons die genade van die Here beleef, as ons die hand van die Here in beweging sien, dit net kan neerskryf. Iewers in 'n boekie net 'n nota daarvan kan maak. En ons begin en ons sê, loof die Here o my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. En ons begin soos Dawid om sê, Here, U het my ongeregtighede vergewe, U het my krankhede genees, en dan aangaan, Here, U het vir my daar voorsien, U het vir my daar deur oopgemaak. U het my hier beskerm op die pad, nie daar het U vir my gewys watter rigting om te gaan. Om net die Here te dank vir dit wat hy gedoen het. Geliefdes, sonder gister is daardie aanbidding vandag nie moontlik nie. Ek kan nie vandag die Here aanbid as hy nie gister vir my goed was nie, want vandag se aanbidding hang af van gister se ervaring wat ek gehad het. En daarom lees ons van Dawid en hoe hy die Here aanbid het vir dit wat die Here vir hom gedoen het in die verlede. En ons dink aan die leeu en die beer, en ons dink aan Saul, en ons dink aan die Filistyne, en so kan ons aangaan deur Dawid se lewe. Ja, hy het swaar gekry, daar was moeilike tye, hy het probleme gehad, sy lewe was bedreig, maar dit wat hom geïnspireer het, dit wat hom die krag gegee het om die Here te aanbid, was reeds die ervarings van gister. En daarom is dit so belangrik om ook die woord van die Here te lees. Want die woord van die Here vertel vir ons van die getrouheid en die goedheid en die liefde en die genade van die Here van gister. Jy kan vanoggend hierdie boek gebruik, kom aan kerk, jy kan vanoggend die woord van die Here gebruik om die Here te prys en te loof en te aanbid vir dit wat hy vir Dawid gedoen het. Hoekom? Want die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. As hy dit vir Dawid gedoen het, kan hy dit vir jou doen. As hy dit vir Dawid gedoen het, is dit so goed soos hy dit vir jou gedoen. En kan ek dit gebruik om die Here te aanbid? Wanneer ons voor die Here staan en ek sê, al droog die spruit op, my God will be my provider. I believe you are able. And I believe you are strong. And I believe you are good. Dis 'n verklaring wat ons vanoggend maak. Hoekom? Want ons het gesien dat die Here goed is. En nou aanbid ons hom vir sy goedheid. Maar daardie goedheid het gister plaasgevind. Al het dit 5 minute terug plaasgevind, is dit nog steeds gister. En jy aanbid nie die Here vir wat hy gaan doen, jy aanbid die Here vir wat hy gedoen het. En daarom is ons gister so belangrik. Ek sê selfs die dinge wat ons seer gemaak het, wat ons rou wonde gegee het, ons kan nog steeds in dit, nie vir dit nie, maar in dit, kan ons nog steeds die Here dank vir sy goedheid en sy genade. Al is dit net omdat die Here vir jou 'n beraader gegee het wat na jou geluister het, of 'n sielkundige wat vir jou raad gegee het, of 'n broer of 'n suster wat vir jou 'n boodskap gestuur het in jou uur van nood. Net daardie, om te besef dat die Here was steeds besig in daardie stryd waarin jy was. Lazarus sterf, of siek was, het hulle Jesus laat roep, en Jesus het gesterf, of Lazarus het gesterf, Jesus het later gekom. Maar die Bybel sê vir ons, daar was 'n klomp mense wat van Martha en Maria getroos het, terwyl Jesus nie daar was nie. Jy sien, ek en jy verteenwoordig die Here.
En al gaan jy deur 'n swaar tyd, al is daar net iemand wat net vir jou skouer is om op te huil, of 'n oor is om te luister, of iemand vir jou glas water aangee, of iemand wat jou net help in daardie oomblik, is dit die hand van die Here wat in beweging is, en kan ek die Here loof, want dit is hy wat my verlos van die verderf, en is hy wat my kroon met goedertier, dit is net die genade van die Here. Die kennis van gister se ervarings inspireer aanbidding vandag. En al Dawid se psalms wat hy geskryf het, elke aanbiddingslied wat hy geskryf het, was deur sy ervarings van gister, dit wat die Here vir hom in die verlede gedoen het. En ek wil vanoggend vir jou vra, moenie vinnig wees om te vergeet wat die Here vir jou gedoen het nie. Partykeer moet ons osself net herinner, partykeer moet ons dit net neerskryf. Net iewers neerskryf, of 'n nota maak, of op jou foon, iewers, net iets sit, sodat jy kan onthou wat die Here vir jou gedoen het. Kennis van gister, nommer 2, kennis van gister se oorwinnings, rus my toe met geloof vir vandag. Kom aan, gister se oorwinnings, die kennis van gister se oorwinnings, rus my toe met geloof vir vandag. Geloof groei, geloof ontwikkel. Ons is besig om te praat oor ontwikkeling. Geloof ontwikkel. My verhouding met die Here ontwikkel. Geestelike gawes ontwikkel. Die vrug van die Gees in my lewe ontwikkel. Al hierdie goed ontwikkel en dit ontwikkel deur kennis van gister. Gister se kennis van gister se oorwinning rus my toe met geloof vir vandag. Deuteronomium 7 vers 17. Hy sê, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdryf? Stop dit vir 'n oomblik daar, net daai een versie. As jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hierdie skuld is te groot, ek sal dit nooit kan afbetaal nie, hierdie verhouding sal nooit weer herstel kan word nie, hierdie siekte sal nooit genees kan word nie, hierdie deurbraak sal nooit kan kom nie. Kom aan, klink dit asof jy met jouself praat vanoggend? Die psalmdigter of die Deuteronomium boekskrywer het ook gedink, hy sê, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Hoe sou ek 'n deurbraak kry? Hoe sal ek ooit 'n man vind? Hoe sal ek ooit 'n vrou vind? Hoe sal ek ooit 'n deurbraak kry in hierdie area? Hy sê, wees dan nie bevrees vir hulle nie. Dink gedurig. Kyk nou hierdie onderskeid. Hy het gesê, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is te veel. Hy sê, wees nie bevrees nie. Dink eerder aan die Here jou God. En hoe die Here jou God, Farao en die Here Egipte in jou hand gegee het. So hy sê nie, ek moet ophou dink nie. Hy sê net, ek moet aan iets anders dink. Ek moet aan gedagte hou wat die Here in die verlede gedoen het. Kom ek het nodig om baie keer net in die Bybel te gaan kyk hoe die Here 'n malaatse genees het, of hoe die Here blinde oë geopen het, of hoe die Here die dowe ore oopgemaak het, of hoe die Here iemand wat krepeel was laat loop het. Ja, ek het dalk nie 'n voorbeeld op my eie lewe nie, maar dan kan ek teruggaan na die boek toe. Kom, ons het laasweek gepraat hoe belangrik die Bybel is. Dan kan ek teruggaan na hierdie verhale toe en ek kan gaan sien wat die Here gedoen het. Ewe skielik staan dan net geloof in my hart. Hoekom? Want die oorwinnings van gister, of dit myne is of enigiemand andersin, elke oorwinning stig geloof. As hier vanoggend iemand vorentoe kom, onthou daai getuienis wat Letty hulle gedoen het oor die R20. As iemand vorentoe kom en hulle getuig van wat die Here vir hulle gedoen het, hoe die Here vir hulle deurbraak gegee het, of genees het, of herstel het, ewe skielik gebeur daar net iets in jou hart nie, sê, maar as die Here dit vir hulle gedoen het, kan die Here dit vir my ook doen. Ewe skielik staan geloof net op. Hoekom? As gevolg van die oorwinning wat iemand anders dalk ervaar het. Hy sê, wees dan nie bevrees vir hulle, dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het. Die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm. Ek meen, hy beskryf dit so mooi. Waardeur die Here jou God jou uitgelei het, so sal die Here jou God aan die volke doen vir wie jy bevrees is. So sal die Here doen aan hierdie berg wat voor jou staan. So sal die Here doen, want hy het dit reeds gedoen. En as die Here dit reeds gedoen het, weet ek dis sy wil. En as ek weet wat die wil van die Here is, dan sê die Bybel, ons verkry die bede wat ons van hom vra, want ons weet, dit is sy wil. So te gaan kyk wat die Here vir iemand anders gedoen het. Dis hoekom ons kerk is, dis hoekom ons liggaam is, dis hoekom ons familie is, sodat ons kan hoor wat die Here in iemand anders se lewe doen. Dit is te geloof in my hart, en jou oorwinning gee my die geloof om die Here te kan vertrou. Jou getuienis vanoggend gee vir my vanoggend
die materiaal wat ek nodig het om my geloof te stig. In 2 Petrus hoofstuk 3 vers 1. Hy sê, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Luister baie mooi, hy kom hier in die Nuwe Testament en hy sê, ek wil julle opwek deur herinneringe aan die woorde, aan die gebeure, aan die oorwinnings van diegene, die profete wat ons vooruit gegaan het. Hy sê nie hier, ek herinner julle aan julle ervarings nie. Hy sê, ek herinner julle aan dit wat die profete beleef het. Geliefdes, is die Here dieselfde vandag, gister, vandag en tot in alle ewigheid? Doen die Here vandag wat hy gister gedoen het? Soos ek en jy vanoggend in die woord van die Here gaan kyk en ek sien wat die Here gedoen het van Genesis tot Openbaring, dan kan sê ek, Here, U het vir hulle gedoen, U kan dit vir my doen, want dit is nie 'n aannemer van die persoon nie. Daardie oorwinnings gee my geloof, daardie oorwinnings gee my vanoggend die geloof wat ek nodig het om te kan uitstap op die water. Uitstap op hierdie woord wat die Here vir my gee. In 1 Samuel 17 vers 34. Dawid sê aan Saul, die dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en as die klein vee die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, geen probleem nie. Ek gryp hom in sy baard, ek verslaan hom en ek maak hom dood. Luister mooi, hoe gebruik hy die kennis van gister se oorwinnings vir geloof vir vandag. Hy sê, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het gister, in die klou van die leeu en die klou van die beer, hy sal my red. Ek sien daardie geloof, daardie onverskrokke geloof, daardie ontwyfelbare geloof. Die Here wat my gered het gister van die leeu en gister van die beer, hy sal, nie hy kan nie, hy miskien nie, ek vertrou nie, hy sê hy sal my red van hierdie onbesnede Filistyn. Daar's nie 'n greintjie twyfel in sy hart nie. Hoekom? Want hy het die oorwinnings van gister onthou. Hy het die oorwinnings van gister onthou. En dan sê Saul vir hom, gaan en mag die Here met jou wees. Hy het nie nodig gehad om te sien die Here was reeds met hom. Maar ek wil hê jy moet sien prakties hoe Dawid die leeu verslaan en die beer verslaan het. En hoe daardie oorwinnings, dit is al wat hy gehad het, was daardie oorwinnings wat hy daar gehad het hom die geloof gegee, die vertroue gegee, die vrymoedigheid gegee om die reus Goliat aan te vat en te verslaan. En ek wil hê met vanoggend net, gaan lees jy Dawid se verhaal. Gaan lees jy Jonas se verhaal, gaan lees jy Daniel se verhaal in die leeukuil, of sy 3 vriende in die vuur oond. Gaan lees hierdie verhale en laat daardie oorwinnings vanoggend iets in jou hart laat gebeur. Jy dalk die volgende getuienis nie, of jy dink dalk jy het getuienis nie, maar gebruik die profete, gebruik die manne van ouds, die manne en vroue wat oorwinnings ervaar het, om jou geloof vanoggend te stig. Hoekom? Want gister se oorwinnings rus my toe met geloof vir vandag. Daar's niks, as jy eers die hand van die Here beleef het, as jy eers die guns van die Here beleef het, as jy eers 'n wonderwerk deur die Here beleef het, as die Here eers gebruik het in 'n area, kan niemand niks sê om dit te verander nie. Jy weet, die Here het jou gebruik en jy weet, die Here gaan jou weer gebruik. Jy weet, die Here het jou aangeraak en die Here sal jou weer aanraak. Jy weet, die Here het vir jou voorsien en die Here sal weer vir jou voorsien. Luister, die kennis van gister se oorwinnings rus my toe vir geloof vir vandag. Kan ek 'n amen kry? Nommer 3. Is jy nog met my? Mooi. Luister, kennis van gister se uitdagings maak my versigtig vir vandag se ervarings. As ek praat van versigtig, moet ons baie mooi onderskei tussen sinies en versigtig. Ons moet baie versigtig wees en ons moet waak daarteenoor om nie sinies te raak in hierdie lewe nie. Maar ons moet wel leer uit ervarings om versigtig te kan wees. Die Bybel sê vir ons hierso in Lukas hoofstuk 17 vers 31, en daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land is, nie omdraai na wat agter is nie. Dink
aan die vrou van Lot. Die kennis van gister se uitdagings maak my versigtig vir vandag se ervarings. Die Here kom hier en hy praat met die volk Israel oor 'n eindtyd gebeur wat gaan plaasvind en hy sê, maar wanneer dit gebeur, dink aan die vrou van Lot. Hy sê, elkeen wat probeer om sy lewe te red sal verloor en elkeen wat dit verloor sal dit behou. Luister, leer uit ander se ervarings en foute, sodat jy versigtig kan wees om nie dieselfde foute in jou eie lewe te maak nie. Ek is iemand, en ek dank die Here vir daardie karaktereienskap wat ek het. Ek is nie bang om te vra nie. As ek nie weet hoe om iets te doen nie, dan vra ek baie maklik vir iemand wat ek weet dit al gedoen het. Hoekom? Want ek wil nie die wiel herontwerp nie. Ek wil nie dieselfde foute maak as wat voorgeslagte gemaak het nie. Ek wil nie dieselfde pyn ervaar as wat voorgeslagte ervaar. Hoekom? Hoekom moet ons dit weer ervaar? Dit is ervaar. Leer uit ander se fout uit, laat dit jou kan versigtig maak om jou optrede, versigtig maak om 'n situasie te kan hanteer, of dit jou eie foute was en of dit jou eie ervarings was of die van ander. Leer daaruit. In Deuteronomium 8 vers 2, hy sê, jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Here jou God, jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Uitdagings bring na die oppervlak wat in my hart is. Ek sê weer, uitdagings bring na die oppervlakte wat in my hart is. En as ek weet daar is sekere dinge wat ek al beleef het, wat my laat struikel, as dit weer gebeur, is ek versigtig vir daardie ervaring, om nie weer dieselfde fout te maak nie, om nie weer dieselfde op te tree nie. Nee, my ervarings van gister maak my versigtig in vandag. Ek het 'n probleem gehad, of kom ons sê 'n argument gehad met iemand, dit het in 'n sekere rigting gegaan. Volgende keer as ek weer in 'n argument is, dan onthou ek die kennis van gister se ervaring maak my versigtig vir vandag en dit help my om hierdie situasie anders te kan hanteer. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. As ek dieselfde fout oor en oor maak, is ek eintlik 'n bietjie onnosel. Ek en jy as kinders van die Here, het die woord van die Here, ons het die voorbeeld van ander, ons het die gees van die Here wat ons herinner. Dis een van die hoof funksies van wat die Heilige Gees in ons lewens vervul, is om ons te herinner aan wat Jesus gesê het, te herinner aan wat die woord van die Here sê, die verhale, die gedeeltes wat ons gelees het. Hy bring dit in ons herinnering op. Hoekom? Sodat ons daaruit kan leer en versigtig kan wees in die situasie waarin ek is. Dit is so belangrik vanoggend om te leer uit ander se fout uit. Om werklik versigtig te wees. Om nie dieselfde foute te maak, of nie dieselfde pad te stap, of nie dieselfde areas van my lewe bloot te stel aan die vyand nie. Ek is versigtig. Daarom lees ek die Bybel en ek sien wat dit in Paulus se lewe, in Petrus se lewe, Johannes se lewe, Matteus se lewe en elke Bybelverhaal. Ek sien wat in hulle lewens gebeur en mens sien en leer. Ek is so dankbaar dat die Here ook hulle foute en tekortkominge en verkeerde besluite in die woord gesit het, sodat ek dit kan lees, sodat ek herinner daaraan kan word, sodat daardie kennis my kan help om versigtig te wees in die situasie waarin ek nou is. Nommer 4, kennis van gister se toetse bewapen my vir oorwinning. Kennis van gister se toetse bewapen my vir oorwinning. Psalm 66 vers 10, want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter, soos 'n mens silwer louter. Die toetse wat ons ervaar in die lewe, louter ons, maar dit bewapen ons, dit bekragtig ons, dit stel ons in staat, dit bewapen ons om oorwinning te kan ervaar in daardie area en in ander areas van ons lewens. Die Here gee vir ons die wapenrusting, maar het jy agtergekom, jy trek die wapenrusting net aan wanneer jy dink jy het dit nodig. In plaas daarvan om dit altyd te dra, trek ons net aan wanneer ons nodig het. Maar die Bybel sê vir ons 1 Samuel 37, luister weer mooi, die toetse van gister. Hy sê, die Here wat my gered het van die klou van die leeu en die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn.
Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die beer, daai toetse wat Dawid gehaat het terwyl hy 'n jong man was wat sy pa se skape opgepas het. Die toetse het gekom, die leeu het gekom en die beer het gekom en hy het geleer in daardie tyd om homself te bewapen met 'n slingervel. 'n sekere wapen. En die wapen wat die Here vir my en jou gee, sê die Here vir ons in Efesiërs 6, is die woord van die Here, wat die swaard van die Gees is. En ek en jy moet leer, deur die toetse wat ons ervaar, moet ons leer om hierdie swaard reg te gebruik. Iemand wat skillvol is, wat weet hoe om met hom te werk. En as ek nodig het, luister baie mooi, as ek nodig het om met iemand te gaan praat, 'n geestelike ouer of 'n pastoor of iemand na wie ek opsien en gaan kyk, na wie ek opkyk eerder en ek gaan vra, help my. Want ek sit in hierdie swaard, maar ek weet nie hoe om hom te gebruik nie. En wat gaan gebeur? Die persoon gaan vir jou sekere toetsies gee om te kyk of jy gehoorsaam gaan wees aan die opdragte, sodat jy kan leer hoe om met daardie swaard effektief te werk. En Dawid het toetse gekry, 'n leeu en 'n beer. Ek dink daar was ander goed ook, maar uiteraard daai twee. En die Here het hom geleer hoe om sy slingervel te gebruik, om hierdie goed te kan oorwin. Die Here het hom geleer hoe om met sy hande te beklei, want hy gaan later gaan hy in die oorlog ingaan. Die Here het hom geleer deur daardie ervarings om hom te bewapen vir die oorwinnings wat hy nog gaan behaal. Dan lees ons in 1 Samuel 17 vers 49, en Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en 'n slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof ingedring en hy op sy gesig teen die grond geval het. So het Dawid aan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. Hy het hom oorwin met 'n slinger en 'n klip. En hulle het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle het oorwin deur die swaard van die Gees aan die een kant en die skild van geloof aan die ander kant. Die Here gee vir ons ook wapens, en daar is toetse in ons lewens wat ons moet deurstaan, sodat ons kan leer hoe om hierdie wapens te bemeester, sodat wanneer die leeu en die beer, wanneer die Goliat kom, ek geoefen is in my wapen en weet hoe om hom te kan gebruik. Filippense 4 vers 9 vers 11. Filippense 4 vers 11. Hy sê nie dat ek gebrek het nie, sê Paulus, want ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is, en ek weet om verneder te word en ek weet om oorvloed te hê. In elke opsigte en in alle dinge is ek onderrig. Onderrig. Daar's geen onderrig sonder iewers 'n toets nie. Hy sê ek is daar in onderrig om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Ek weet hoe om hierdie wapen te gebruik, want Christus het my geleer. Ek het toetse deurstaan, ek het beproewings weerstaan, en ek het geleer hoe om hierdie wapen te gebruik in die oorlog, wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede en magte in die lig. Maar ek weet hoe om hierdie swaard, hierdie wapen, hierdie klip, hierdie slinger, hierdie woord, hierdie bloed, ek weet hoe om dit te gebruik. Ek weet vanoggend as ek die nagmaal neem, ek weet hoe om dit te gebruik teen die vyand vir my geloof en my verhouding met die Here, want ek het geleer deur toetsing, ek het geleer deur my ervarings wat ek gehad het gister, kennis van gister se toetse bewapen my vir oorwinning. Romeine hoofstuk 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Luister gou hierdie paar toetsies: verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slaafskape, maar in al hierdie dinge is ons amper oorwinnaars. Nee, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Geliefdes, liefde is 'n wapen in my en jou hand as kinders van die Here. En ons moet leer om hierdie liefde van Christus te gebruik teen die leuns van die vyand, teen die aanvalle van die vyand, teen die aanvalle van mense en teen die aanvalle van hierdie wêreld. Die liefde van die Here is die kern van ons godsdienst, want God is liefde. En soos ek en jy die liefde leer ken, waar ons gepraat het op vorige geleentheid, hoe ons ontwikkel daarin, leer ons, kerk van die Here, leer ons hoe om dit te gebruik as 'n wapen in ons lewens.
Die woord van die Here is 'n wapen. Die bloed van Jesus is 'n wapen. Die Heilige Gees in ons lewens is 'n wapen. Die opdragte van die Here is 'n wapen. Die liefde, vrede is 'n wapen. En ek en jy moet leer. Deur ervaring moet ons leer hoe om hierdie wapens te gebruik. Hoe kom in die kennis van gister se toetse bewapen my vir die oorwinning wat ek vandag, môre of oormôre moet behaal. En hoe vinniger ek leer, hoe meer is die oorwinning. Hoe vinniger ek leer, hoe gouer kan ek oorwinnings in my lewe behaal. Maar ek moet bereid wees om te ontwaak, te ontwikkel en ontmoet. Amen. Here, dankie vir oggend vir die woord. Ek wil U net prys en ek wil U net loof en ek wil U aanbid, Here, dat ons ervarings van gister, ons nie noodwendig net vergeet nie, Here, maar ons moet toelaat dat U Gees ons leer en herinner, toerus vir vandag daarmee, Here. En ek bid vanoggend dat U ons sensitief sal maak en dat U ons sal help, Here, om meesters te word met die wapens wat U aan ons gee. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte in die lig wat U reeds oorwin het. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. En hulle het oor